Asa, julle is hier, nou moet ons julle net wakker kry. Ek wil amper vir julle sê, ontwaak kerk, bly net by tot aan die einde. Ag, en as jy ergens wegraak, is dit oukei. Julle sal net nou hoor hoe die Here vir ons genadig is in alles wat hy doen. Ons gaan lees uit Johannes 20. Johannes 20 vanaf vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: ontvang die Heilige Gees. Dis die aand van Paasondag. Nou, waar verwag ons om die disippels te sien en waarmee verwag ons sal hulle besig wees? Ek het gedink ergens besig om fees te vier, ergens besig om lofliedere te sing, 'n bietjie vis te braai oor die feit dat Maria vir hulle kom sê het dat sy Jesus gesien het en dat hy opgestaan het en dat dit gebeur het wat hy gesê het sal gebeur. Maar dis nie wat ons hier lees nie. Hulle was net eenkant alleen, die deure was gesluit, want hulle het gevrees vir hulle lewe. Vir die 11 van hulle wat nog oor was, wat daar by mekaar was daar geen twyfel dat hulle verlosser gesterf het nie. Dit het vir so lank goed gelyk. Nou het dit gelyk of alles net in 'n oomblik verby was. Ook vir almal wat daardie Vrydag verslae rondgestaan het, daar om die kruistoneel, die van hulle wat gewag het selfs tot aan die einde van die dag, daar op Golgotha. Die hartseer toneel van familie en vriende van Jesus, familie en vriende van die 2 ander manne wat saam met Jesus aan die kruise weerskante van hom gehang het. Mense wat daar rondgestaan het, totdat Josef van Arimatea, een van Jesus se disippels in die geheim, totdat hy en een van sy vriende, Nicodemus, wat 'n godsdienstige leier was, totdat hulle Jesus se lewelose liggaam uiteindelik weggeneem het. Hulle het die liggaam van Jesus geneem, hulle het met geurolie behandel, en hulle het hom toegedraai soos dit die gebruik van die Jode was, en hulle het hom in die tuin in 'n nuwe graf, waar niemand nog voorheen gelê het nie, neergelê. Onthou julle, 'n week gelede het Jesus op 'n donkie gery, wat niemand nog ooit opgery het nie. Nou begrawe hulle hom in 'n graf, waar niemand nog ooit begrawe was nie. Die graf is verseël na die tyd met 'n groot klip, wat voor die deur gerol is, en dit was die finale toneel. Dit was die einde. Daar was nie 'n manier van terugkeer hiervan af nie. Hy is gekruisig. Hy het gesterwe. En hy is begrawe. Die saak was afgehandel. Hulle het weggekruip, maar hulle het nie net weggekruip nie, hulle was ook in rou. In Joodse terme sou hulle gesê het, they were sitting in Shiva. Shiva wat beteken 7, en dit was die gebruik van die Jode om te rou vir 7 dae lank. En waarskynlik het hulle daar gesit die aand met die oog daarop om vir die volgende 7 dae te rou, soos wat die Joodse tradisie was. En van ons wat al geliefdes verloor het, ken eintlik so half die omstandighede wanneer jy by jou huis sit na die dood van 'n geliefde en mense kom en kom betoon meegevoel. Jy sit eintlik maar net daar, in stilte, bedroef. En soms is daar 'n vlugtige oomblik van herinnering en opgewondenheid, wanneer iemand met jou praat en jy roep so 'n bietjie die herinneringe op van
die persoon wat oorlede is. Iets wat gesê is of iets wat saam gedoen is. En ek kan my indink dat die disippels daar gesit het en een van hulle het gesê, onthou julle die dag daar by Levi se huis toe Jesus daar was? Onthou julle ontstel die skrifgeleerdes was? En toe hy vir hulle gesê het, ek het nie gekom om mense op die regte pad tot bekering te roep nie, maar sondaars. Ja, hulle het nie daarvan gehou nie. Maar een van hulle sou dalk sê, maar ek moet sê, ons het dit nogal geniet, nee. En een van die ander sê, ja Andreas, en onthou jy daai stoepe ding wat jy gesê het? Wat se ding? Nee, daai simpel vraag wat jy gevra het. Toe daai 1000 mense daar voor ons gesit het vir wie Jesus almal wou kos gee, en daar was net 5 brode en 2 visse. Ja, so wat. En toe sê jy vir hom, maar dit gaan niks help nie. Ja, ek onthou. Maar onthou julle wat toe gebeur het? Ja, natuurlik onthou ons. Almal het kos gekry. Maar dis nie die punt nie. Ons moes die oorblyfsels na die tyd alles optel. 12 mandjies vol. En is alles jou skuld, man. Ja, maar was dit nie ongelooflik nie? Geen wonder so baie mense se lewens het daai dag verander nie. En onthou julle die dag, Petrus, onthou jy daai dag, toe jy die Here Jesus geantwoord het, van heel agter in die klas geskuif het tot heel voor. Toe jy gesê het, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ja, maar toe jy dadelik weer tot heel agter in die klas geskuif, toe Jesus vir jou sê, gaan weg agter my Satan, jy's 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie. Een oomblik was jy heeltemal reg, Petrus, en die volgende oomblik was jy heeltemal verkeerd. En onthou jy, Petrus, dat jy die een was wat gesê het, al sal almal hom in die steek laat, jy sal dit nie doen nie. En hoe dit vir jou uitgewerk? En een van die ander sou dalk sê, ja, julle wag so bietjie, wag net so bietjie. Eintlik het ons almal hom maar in die steek gelaat en weggehardloop. Maar ek kan my indink dat dit dalk 'n gesprek was tussen hulle, die aand toe hulle daar by mekaar gesit het. En Jesus gemis het en gerou het oor hom. En ek weet nie waar staan jy vanoggend ten opsigte van al hierdie evangelie waarhede nie. Dalk is jy maar net 'n bystander. Dalk is jy maar bietjie skepties oor al hierdie verhale. Dalk ken ek jou nie goed genoeg nie, of ek ken jou glad nie. Maar dit is tog belangrik dat ons raak sien dat al die skrywers van die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dat hulle uiters eerlik was oor hulle self. Eerlik genoeg om te sê, ons het nie verstaan. Ons het nie alles verstaan toe dit gebeur het nie. Ons het nie die vrouens geglo toe hulle vir ons kom sê het, dat hulle Jesus gesien het nie. Want ons lees, daar staan in Lukas 24 vers 11, staan daar, maar vir hulle het hierdie verhaal na ons ingelyk. Hulle het die vroue nie geglo nie. En omdat hulle dit nie geglo het nie, ten spyte van 'n leë graf, het hulle die aand daar gesit, en soos ons net nou gelees het, gebroke, verslaan, verslaa, verstom, en waarskynlik vir mekaar gesê, ons sal dit maar met aanvaar en die beste hiervan maak. Ons gaan Jesus nooit weer sien nie. Ons gaan nie weer sy stem hoor nie. Hulle het nie baie sterk gelyk op daai oomblik nie. Kom ons verplaas onsself net vir 'n oomblik in tyd, 'n paar weke later, na Jesus se opstanding. Handelinge 2, 3 en 4, jy kan self gaan lees daar as jy wil. Ons sien dat Petrus, die een wat ontken het dat hy Jesus ken, dat hy die een was wat nou gepreek het. En toe hy opstaan om te preek, was Jesus die eerste persoon wie se naam oor sy lippe gekom het. Handelinge 2 vers 22.
Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus, die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het. Soos julle ook sal weet, hom, hierdie Jesus, wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom, hierdie Jesus, het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Was nie moontlik vir die dood om Jesus in die dood se greep te hou nie. Was nie moontlik nie. En dis al wat Petrus gesê het. Hy het niks verduidelik nie. Hy het niks probeer bewys hieroor nie. Hy was die bewys daarvoor. Die volgelinge van Jesus was die bewys daarvoor. Hulle hoef nie op een of ander manier te gekom het en te verduidelik het wat hier gebeur het nie. Vir die mense hier in die strate van Jerusalem nie. Die feit dat Petrus voor al hierdie mense gestaan het, en die feit dat 3000 mense daardie dag in Jesus geglo het, spreek van self. Enige iemand gedink het, Petrus maak net 'n storie op toe hy met hulle gepraat het, sou hom gestop het, en hulle sou vir hom gesê het, nee, wag so 'n bietjie, ons was daar gewees. Ons was die hele tyd hier rond, hy lewe nie. Ons weet hy lewe nie, maar niemand het hom gestop nie. Hoekom nie? Omdat Jesus geleef het. En Petrus getuienis was foutloos. So kom ons gaan net weer 6 weke terug. Hierdie eerste toneel, die toneel waarmee ons begin het. Ons sien dat Jesus, terwyl die disippels daar weggekruip het, staan daar in Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan. Wel, of hy het nie. Dit is of die waarheid wat die gang van die hele mensdom, die hele geskiedenis verander het, of dis die grootste verdigsel wat nog ooit op die mensdom afgedwing is. Jesus het tussen hulle kom staan. Hulle het hom gesien, hulle het gehoor wat hy sê, hy het sy hande en sy sy vir hulle gewys, hulle het sy wonde gesien, en toe eers het die gemoed tussen hulle verander. Daar staan in Johannes 20 vers 20, nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Hoe verander jy in 'n oomblik van baie hartseer na baie bly? Hoe verander jy in 'n oomblik van baie hopeloos tot iemand wat vol blydskap en vreugde is? En die antwoord natuurlik is dat dit niks minder vat as die opstanding van Jesus nie. Ons kan lewe met hoop en met vreugde omdat Jesus opgestaan het. Daarom verheug die kerk haar vandag daarin, want die dood het sy angel verloor. En dis presies wat die kerk veronderstel is om te doen, om haar te verheug hierin. Want toe Jesus die graf verlaat het, en hulle besef het, hy staan hier tussen hulle, het hulle nie skielik vir mekaar toegesê, weet jy wat, ons besef nou eintlik, daar's 'n hiernamaals. Ons besef nou, daar's seker lewe na die dood. Nee. Hulle het dit alreeds geweet. En ek het dit geweet, en jy weet dit. Prediker 3 vers 11 staan daar. God het elke ding gemaak, dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Ons het dit almal geweet. En dis hoekom jy dit gedoen het, toe jy 'n kind was, en dis hoekom jou kinders, jou seun en jou dogter dit in die aand doen met slaaptyd, as hulle in die bed lê, en vir jou diepgaande vrae vra, oor die wêreld,
oor die lewe, oor die toekoms, oor hulle self. Hulle het 'n besef van die onbepaalde tyd. Sy dood en sy opstanding het die wêreld vir ewig verander. Wat met die opstanding gebeur het, is eintlik kosmies in sy betekenis, want soortgelyk aan dit wat gebeur het toe God die aarde geskep het, die heelal. As jy in die begin in die Bybel lees, wat ontdek jy? Daar was duisternis oor die hele aarde gewees, en die almag van God het in daai duisternis ingeskyn, en hy het geskep. En wat het gebeur op Golgotha? Daar was duisternis vir 3 ure lank, in die middel van die dag oor die hele aarde, maar toe kom die lig en die krag en die teenwoordigheid van Jesus in daardie donker situasie na vore. En dis hoekom die disippels eers bly kon wees toe hulle die Here Jesus gesien het. Dis hoekom Johannes ook later uitwys dat Thomas eers geglo het nadat hy Jesus se wonde gesien het. Dit was die opgestane Jesus. Johannes 20 vers 29. Glo jy nou, sê Jesus vir hom, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. En dit sluit baie mense in, nie waar nie? Hopelik ons almal. Ons glo ten spyte daarvan dat ons gesien het. Vat Maria Magdalena, onwaarskynlike een om te glo. Sy het 'n groot probleem gehad met demone en Jesus het haar genees. En op grond van haar toewyding was sy vroeg die oggend al op pad graf toe. Sy het geweet Jesus het gesterf, maar sy wou net by sy liggaam gaan sit. Sy het geweet Jesus is dood. Sy het eintlik gedink is die tuinier wat met haar praat toe Jesus met haar praat. Maar toe hy met haar praat het sy dadelik geweet. Selfs dit gebeur met die 2 wat op pad was na Emmaus. Die 2 manne was baie teleurgesteld, baie te neergedruk en skielik staan Jesus voor hulle en hy praat met hulle en dit het alles verander. Selfs Thomas wat nie geglo het tot hy die wonde gesien het nie. Jesus het soveel genade aan hom betoon. Jesus is geduldig met die wat twyfel en ongelowig is. En miskien is daar iemand hier vanoggend, weer eens, wat ek nie ken nie, of wat ek nie goed genoeg ken nie, wat sê, ek twyfel aan die meeste van hierdie stories. Dis oké. Jy vind jou tipiese ongelowige karakter in hierdie skrifgedeelte. Het jy meer ongeloof as Thomas, wat sê, as ek nie my vinger in die plekke kan indruk, en my hand in die wonde kan indruk van Jesus nie, sal ek nooit glo nie. En Jesus het gesê, dis geen probleem nie, doen dit. Dis oké. Ons kan deur al die tipe karakters gaan vanoggend, maar dit sal ons die hele oggend vat. Saulus van Tarsus was oortuig daarvan dat Jesus 'n bedrieger was. En die wat hom gevolg het, van looitjie getik was. Dis hoekom hy hom vervolg het en gevange wou neem en hom van hom wou ontslaa raak. En toe het hy die Here gesien en wat sê hy toe hy die Here sien? Vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Ek kan my indink. Nadat hulle Jesus gesien het, dat hulle net wou sing en dans toe hulle besef dat hy werklik lewe. En hulle het psalms gehad, hulle het 150 psalms gehad, 'n boek vol psalms. En hulle het miskien Psalm 130 gekies daai dag waar daar staan, U het my weeklaag vir my verander in 'n koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Jesus self het in hierdie situasie ingestap en hulle vrese in hulle somberheid in en hy het homself lewend verklaar. Daarom is sy beweringe nou geregverdig. Daar julle het vroeër vir hulle gesê in Johannes 11:25, ek is die opstanding en die lewe. Nou het hulle dit geglo. Kan my indink toe hulle na die kruis gekyk het daar op Golgotha, het hulle vir hulle self gesê, maar hoe werk dit dan nou? Hoe werk dit nou? Jesus het gesê, ek is die lig vir die wêreld en nou is hierdie lig uitgedoof. Maar nou skielik het hulle dit verstaan.
Nou kan hulle verstaan toe Johannes gesê het, daar's die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Het jy nog altyd gedink Jesus is maar net 'n voorbeeld, hy is maar net iemand wat se goeie dade jy moet volg en goeie dade wat jy ook moet doen en dat as jy daarom genoeg goeie dade doen, dan sal Jesus vir jou op sy skaal genoeg punte gee en jy sal aanvaarbaar wees. Dalk vir jou so gewerk op skool, maar of by die huis, maar in die klaskamer van die lewe werk dit nie so nie. Want die Here gee nie punte op 'n punteskaal nie. Dis nie moontlik om genoeg punte te verdien nie. Die feit is, wanneer die teenwoordigheid van Jesus enige iemand se lewe binnendring, is jy nooit weer dieselfde nie. Jesus het nie net aan die disippels verskyn nie, hy het ook met hulle gepraat. En wat sê hy vir hulle? Hy het hulle gegroet 2 keer, hy sê vir hulle, vrede vir julle. En hy het weer vir hulle gesê, vrede vir julle. Net Jesus kon daardie woorde met soveel betekenis klee. Kolossense 1 vers 20 skryf Paulus later aan die gelowiges van Kolosse. Hy sê, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Die enigste plek waar ware vrede te vind is. Dink daaraan. Sonde beteken 'n lewe sonder Christus. Sin, die middelste letter van die woordjie sin is I. Die eie ek. Ek kan lewe sonder Christus. Dit beteken sonde. Dit lei tot vernietiging van jou lewe en dit lei tot vernietiging van die skepping. Ons het nie nodig om te wonder in die wêreld wat aan die gang is nie. Almal het een of ander verklaring vir al die chaos wat bestaan reg oor die wêreld tans, korrupsie, oorloë. Almal het 'n teorie oor hoe dit reggestel kan word. En hier staan Jesus tussen hulle en hy gee vir hulle die antwoord. Hy sê, ek is die prins van vrede. En in my sal julle vrede vind. Nadat hy homself aan hulle sigbaar gemaak het, met hulle gepraat het, besluit hy om hulle uit te stuur. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees. En as dit nie daarvoor was nie, was ek en jy nie vandag hier nie. As dit nie daarvoor was nie, as hulle nie gegaan het na mense toe wat nog nooit gehoor het nie, dan sou dat nie 'n opstanding Sondag gewees het nie. Daar sou nie mense in Oekraïne en in Mosambiek en in Malawi en in Armenië gewees het wat glo in Jesus Christus nie. Daar sou nie vandag mense in Amerika en Turkye gewees het wat Jesus Christus bely as hulle verlosser nie. Wanneer die Christene ontmoet reg oor die wêreld, waar ook al, en ek het dit al gesien, wanneer ek Christene ontmoet, waar ook al in die wêreld, verskillende plekke, verskillende agtergronde, selfs verskillende denominasies, is daar altyd een uitstaande gemeene faktor. Jesus is my verlosser, ek het 'n storie om te vertel, en ek het 'n lied in my hart. Want wanneer die krag van Jesus jou lewe infiltreer, is niks ooit weer dieselfde nie. Jy sal dit weet. Wanneer die krag van Jesus die kerk infiltreer, dan is dit sigbaar, dit sal 'n impak hê op die gemeenskap. Dit sal sigbaar wees. Ons soek ongelukkig baie keer nog te veel verskonings. Dit is te koud, ek hou nie van die liedere nie, ek hou nie van die preke nie, die koffie is te sleg, daai ou doen dit, daai ou doen dat. Dit is ongelukkig hoe die kerk werk deesdae. Maar wanneer die teenwoordigheid van Jesus die kerk binnendring en infiltreer, dan sal dit anders wees. Daar sal herlewing wees en die kerk sal ontwaak en jy sal nie enige iets daarvan wil mis nie. Want Jesus is daar.
Weet jy waar vind ek ooreenstemming in die algemeen? Deesdae, nie in politiek nie. Nie eers altyd oor Bybelse waarhede, lyk dit my nie. Maar ons almal stem ooreen dat daar in die wêreld 'n gebrokenheid is. Gebrokenheid op alle terreine. Gesinne, huwelike, verhoudings, karakter, geregtigheid. En dit is maklik om op die kantlyn te sit en te dink, jy weet beter en jy ken al die antwoorde. Maar ons weet nie. Ons weet nie van al die uitdagings wat mense van dag tot dag in hulle lewens het nie. Miskien moet ons net weer opnuut besef dat die prins van vrede gekom het en vrede vir almal aangekondig het en dat ons hom meer moet raadpleeg en vertrou. Na al die jare vra ons nog steeds, waar sal vrede gevind word ooit in hierdie wêreld? In hierdie oorloggetuisterde wêreld waarvan ons kinders deel is, valse nuus, slegte nuus, hartseer nuus. Vrede is alleen te vind in Jesus en in hom alleen. Die storie van Goeie Vrydag, Christus is gebreek sodat ons herstel kan word. Die storie van Opstanding Sondag, dat Jesus triomfeer het oor alles wat ons lewe wil skade aandoen, wil vernietig en alles wat ons wil breek. Dit is so maklik vir ons om byvoorbeeld die penarie van tiener selfmoord te verklaar. En ek sê nie ek het die antwoord nie, ek vra. Al die angs onder kinders in ons land se klaskamers. Studente. Ouers wat oor en oor sê, ek weet nie wat aangaan nie, ek weet nie hoekom my kind so optree of so reageer nie. Seker die internet, seker sosiale media, seker dit of dat. Feit is, daar is iets fout. Die grootste vrees waarskynlik is die vrees vir die dood. Is daar iemand wat al gedeel het met die dood? Ja, Jesus het. Hoekom argumenteer ek die hele tyd? Hoekom is ek so spiteful? Hoekom koester ek wrokke teen ander? Hoekom verlustig ek my altyd in vyhandigheid? Is daar iemand wat vrede kan bring in hierdie situasie? Ja. Jesus kan. Ons weet, al wat genesing kan bring is totale transformasie. Nie om na binne te fokus en heeltyd fout te soek hier nie, maar om te fokus op die kruis. Om die man te sien op die kruis wat in my plek gesterf het, gebreek het, sodat ek genesing kan ontvang. Sy hande, sy, gewys het, wat vrede gespreek het, oor elkeen van ons, en wat ons uitgestuur het. Ek dink dis ons groot probleem, ons groot uitdaging, dat almal van ons vandag, wat hier uitstap, weet eintlik, ons stap die sendingveld in. Dit staan groot daar by ons deure as jy uitstap. Glo jy dit? Is dit jou fokus? Kom ek sluit af met 'n vraag. Aan watter kant van Paasfees lewe jy? Aan watter kant van hierdie 3 dae lewe jy? Aan watter kant lewe die gemeenskap van Ermelo? Aan die gebroke kant, die stikkende kant? Kruip ons weg, ontken ons dat Jesus leef en glo ons eintlik saam met 'n klomp ander mense dat daar nie hoop is nie? Of lewe ons met krag en vrede aan die ander kant? Die vrede wat Jesus vir ons aangebied het. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ontvang die Heilige Gees. Ons het alles nodig
wat ons nodig het. Alles om vandag hier weg te stap met 'n lied in ons hart, met 'n storie om te vertel en met 'n roeping om te vervul. Amen. Here, dankie. Dankie dat ons vandag u opstanding kan herdenk. Wat 'n wonderlike voorreg. Here, ek het net weer besef oor hierdie naweek dat dit is die beste dag in my lewe. Daar is nie 'n beter dag nie. Die dag toe u vir my oorwinning behaal het. Toe u oorwinning behaal het oor die sonde, toe u oorwinning behaal het oor die dood. Die dood het nie meer 'n angel nie. Ons weet ons lewe vir ewig. U het al vir ons gesê deur die prediker dat daar 'n onbepaalde tyd vir ons voorlê. Ons eer u vanoggend, Here, vir wie u is. Ons eer u vir die feit dat ons 'n lewende God kan dien. Mag u, Here, al die lof ontvang van ons harte. In Jesus naam. Amen.